En dis 8:00 en jy is ingeskakel vir die nuus, die Bladsport Media nuus. En jou aanbieder Skalk Strauss sal die nuus vir ons lees en jou mede-aanbieder Bert Mostert. Ja, jy kan nou beheer vat vir hierdie session en ek sal uitbrei op alles wat daar Ek sal net die punt noem, want ek weet nie wat jy wil sê nie. Want ek gaan net sê Canelo gaan fight. Dis dit al wat in jou nota staan. Canelo se fight is vir die 14de September, wat nie 'n surprise is nie, want dit is Mexican Independence Day en hy fight altyd op daai datum. Maar dis dieselfde dag met die sweer. O, jy onthou dit. Jy onthou dit. Dis ja, so daar gaan weer 'n clash wees. Maar hulle gaan seker weer dit so bietjie skuif. Hey, stadig oor die klippe. Of ons moet maar besluit wat ons wil kyk. Maar ja, dit gaan op daai selfde dag Canelo. Ek is baie jammer. Ek weet jy's 'n groot Canelo fan. Ek is nie ver agter jou nie, maar flip hom. Die sfeer. Bedank maar af hoe dit gaan wees. Wanneer, hoe laat, al Gewoonlik is Dana White nogals bewus van groot fights wat op sy groot kaarts en dan baie keer dan organise hulle, dan maak hulle, skuif hulle die kaart so klein bietjie. Hoop dit sal weer so wees. Of Canelo sal ook fight voor die main event of na die main event. Ek hoop maar is na die tyd dat ons die hele UFC klaar kyk en dan skakel jy oor as dit ooit iets is wat ons kan kyk, want ek sal nou die maar wat vir my 'n bietjie, ek weet nie of ek kan sê uitstaan of irriteer of wat ook al nie. Canelo het nou, hy begin raak ook nou hardkoppig op, hy het nou besluit. Onthou jy lank terug het Floyd Mayweather altyd op die 2 Mexican dae gefight. Wat was dit, 7 Mei, 5 de Mayo en dan Mexican Independence Day. En toe kom Canelo mos en hy sê, flip jou, jy is nie eens Mexican nie. Ek vat nou daai datums oor en toe hy baie keer 'n fight Floyd op die een kaart en 'n fight hy op die ander kaart op dieselfde dag en toe later toe Floyd geback off. Want toe sien hy Canelo se star power raak te groot en hy wil anyway nie weer teen hom fight nie, want hy het hom ons nou groen gevang een keer. Maar anyway, daai is 'n ander storie vir 'n ander dag. Ek wil nooit weer daaroor praat. Ja. Waaroor? Ek het al klaar weer vergeet. Mooi. En maar nou sit Canelo op daai seat en hy wil nie van die seat afklim nie. Ek meen, hier kom Nacho Libre, wat? Dis net Noche. UFC Noche. Whatever it is, jy sê oor die goed uitspreek. Nou kom dit en ek meen, dis 'n historical event. Dit wys die heritage van die Mexican fighting spirit. Dis in die dome, dis al hierdie groot goeders. Nee, Canelo moet. Hy moet op daai dag fight soos hy sal nou van sy pay-per-view verloor. Want dit is sy dag en dit voel vir my, al is ek hoe lief vir Canelo en sy fights en alles, hy kan nie compete met die UFC as hy nie teen 'n Triple G of verstaan jy, 'n groot ou. Die UFC se hele kaart is te goed. Ek wil nou nog vra, en wie fight hy? Ja, dis die ding. Daar's 2 runners up. Hy het gepraat met Eddie Hearn by Matchroom Boxing en hy het gepraat met Al Haymon by PBC. En Matchroom Boxing het vir Edgar Berlanga, daai Puerto Rican fighter wat so almal knock-out. En toe droog dit ewe skielik op en hy het mos nou weer 'n knockout vir die eerste keer seker in 2 jaar gekry. Dit sal 'n kwaai fight wees, maar ek meen dis nie moeilik om te raai wie daar gaan wen nie. Favorite, Ja, wie gaan 'n massive favorite wees en erger is dit, Matchroom se opportunity vir hom is Chris Eubank Jr. Soos Chris Eubank is flippend deur 'n ex Canelo victim. Canelo het vir, wat is dit nie, Liam Smith nie? Een van die Smith broers, hy grys ou. Dis Liam Smith, Callum Smith. Ja, ek dink is Liam Smith. Ja, hulle is soos 3 of 4 broers. Die grys ene, Liam Smith. Canelo het sy hand seer gemaak en hy het hom letterlik met sy linkerhand genock out met body shots. Nou, daai selfe Liam Smith het vir Eubank genock out in hulle eerste fight en toe die rematch toe wen Eubank weer vir hom. Ek dink Eubank het hom genock out, nee. So
'n Canelo victim wat nie 'n kat se kans gestaan het teen Canelo nie, knock vir Eubank uit en Eubank kom en hy kry dalk die Canelo fight. Soos dude, waar is David Benavidez? Soos hoekom wil jy nie teen hom fight nie? Verstaan jy? Hierdie ouens wat hy hier kies. Dis dit sou nou kwaai gewees het want is Mexican en hy's Mexican. Ja, Mexican. Dude, as die Mexican monster David Benavidez teen Canelo, die legend, die future Hall of Famer, former pound for pound #1 Mexican, dis die old guard teen die new, verstaan jy? Ja, cool. Dan kan 'n mens gesê het, "Kwot, nou weet ek nie wat ek moet kykie," maar teen Berlanga wat nog so nuut is in Eubank wat ou voorraad is, ek nou disrespect vir die ouens nie, maar dit maak my net nie excited nie. Ek sal dit kyk, maar dit maak my nie, dis nie soos, ek wonder wie gaan wen in, of shit, ek moet dit kyk, ek kan dit nie mis nie, dit is nie van daai nie, so ek kyk Noche, ek kyk die UFC kaart. Anyway, dis die eerste stukkie Berlanga of teen. Nee, hulle besluit nog. Hulle is nog in negotiations met al twee. En dit is nog nie vas nie. So wie gaan weet fight op daai dag. Dis al. Ja, hy ons weet hy fight en dis die twee runners up, maar dalk sal die boxing gods al twee hierdie ouens laat beseer en iets gebeur laat Benavidez teen hom fight of whatever ook al. Okay. So ons kyk maar wat gebeur. En dan is Ryan Garcia hy in die rehab opgeëindig. Ja, hy het homself nou ingeboek in die rehab. Homself ingeboek. Maar hy maak hier niks nie. Wat maak hy nie? Hy daai man, he's losing his mind, man. Hy het 'n social media breakdown gehad. Ja, kom ek sê jou, hoe hy nog lewe, weet ek nie. Want hy het erg racial slurs gemaak. Hy het die N-woord hoeveel keer gebruik. Hy het gesê I hate the effing en jy weet hoe dit gaan. En hy het gesê, ek moet dit nou in Afrikaans sê want net hoe tel hulle dit op. Hy wil kom ons sê die KKNK. Maar ons almal weet wat daai ouens met die hoetjies wat so wit is. Hy wil hulle join in. Hy het gesê hulle moet daai George Floyd of wie ook al terugbring. Jy weet mos daai ou wat deur daai police brutality doodgemaak is. Dis hulle nie so 'n movie van dit gewees. Ek weet nie. Ek kyk nog, dink ek. Regtig? Ja, ek het so 'n movie gekyk. Vader, ek weet nie. Maar hulle moet hom terugbring sodat hulle hom weer kan doodmaak. Sulke goed. En toe sê hy ook somme van die moslems, hy begin sê val hulle religion aan en hy praat iets van dis woorde wat ek nie kan sê nie want ek is bang vir die internet dat ek gecancel self word of iets, maar ja, erg uitlatings en toe is die comeback, die whiplash erg, die mense, daai man aangeval jong. Nou nie laat ek respek het vir Suleiman of vir Oscar de la Hoya nie, maar Suleiman wat ons nou die hoof van die WBC is, wat kamstig die most prestigious belt is, hy sê, hy condemn alles wat Garcia gesê het in die WBC, remove hulle van hom, hy's nie in hulle ranks nie, hy's nêrens nie. Oscar de la Hoya het gesê, he strongly condemns everything that he said en daai kind het hulp nodig, soos almal onttrek hulle nou van Ryan. Ek meen as jy kyk hoe lyk hy's sommer vet, hy't sommer nou so 'n pap maag en hy's elke ander video is hy met een of ander vrou in 'n video en hy syp en hy praat nonsens so goed en toe op die ou end, dit lyk my darm iewers het iets nou geklik en toe sê hy het hy abuse dwelms en alcohol en hy het 'n probleem en hy het om verskoning gevra en hy het gesê hy is lief vir die moslems, hy het 'n klomp vriende wat saam met hom oefen en spaar en hy is lief vir die African Americans, so hy het nou toe weer mooi gepraat en om verskoning gevra en hy sê hy was onder die invloed en dis sy vriende wat hom opgehype het, opgesteek het, maar ek meen own up to it man, dit het by jou mond uitgekom en jy sy influencer, so he did own up to it, maar hy wil hom so 'n klein bietjie skuld. Ja, en toe net daarna op 'n tweet toe sê hy, oh ja, and by the way, I'm checking myself into rehab today. So daar gat hy. So jy hoop en bid maar
kyk, onthou jy, ek en jy het hier gesit voor die Devin Haney fight en ons het gesê, hierdie ouetjie het mental problems. En baie ouens het mos gesê, ja, dis dalk 'n gameplan en wat ook al. Ek het gevoel hy het mental problems en nadat hy die fight gewen het, nadat hy gesê het, hy het so geact alles, het ek nog steeds gesê, Jy kan nog steeds sien. jy kan sien, hy's nie lekker nie, daar's fout. En dit bewys homself nou, hy is nie lekker nie, daar is groot fout mentally met hom en hy moet uit daai besigheid uitkom. Maar die punt wat ek wil maak is ek dink nie hy is 'n slegte mens nie. Hy het eintlik nie 'n slegte hart nie en Dit is hy's eintlik hartseer want dis nou amper die een ou wat so half voorbeeld was, as ek dit nou so kan sê, want hy het altyd mooi gepraat en hy was altyd respekvol en hy het altyd uitgekom op soos 'n Christian song. Ja. Nou is dit hy wat amper ge-attack word, so nou is dit soos hierdie ou is nou die voorbeeld, kyk hoe lyk hy nou, verstaan? Dit is amper so, hy moet nou half van die pad afval. Ja, jy verstaan wat ek probeer. Nee, ek hoor jou en dit is hartseer. Hy was 'n ambassadeur vir Christendom vir die sport en ek meen, ek het gehou daarvan, maar jy kan nie dit doen in racial slurs en en dit en dat en 'n bottel Hennessy in jou hand en te kere gaan en dan wil sê ek is gered en glo in God en verstaan jy, die twee pas nie lekker by mekaar nie en dit maak hom 'n swak ambassadeur, maar ek sê nie dit beteken nie dat hy nie glo in God en dat hy's net op 'n wrong way, hy moet net weer sy kop reg kry. Ja. Die ou is goed, maar Ja. as jy nou na sy fighting kyk. Yes, hy het so baie potential. So, Ja. ja, en hy was klaar en half mal geweest daai. In daai fight as ek nou so kan sê. Hy het overweight gekom en hy toe Ja. ons nou positief getoets vir steroids ook, maar wat is vir my interessant? Dana White se team, as jy deel is van sy team, dan weet jy sien 'n aap wat daar ingekom het deur favoritism of enigietsie, jy bring skills na die tafel toe. Almal wat vir hom werk is soos great in wat hulle doen. That's what he surrounds himself with. En hy sê sy team wat experts is in steroids gebruik en performance enhancement drugs en sulke goed. Hulle sê hulle het gekyk na alles van Garcia en hulle sê hulle dink nie hy het gecheat nie. Hulle sê al die evidence wys na 'n tainted supplement wat iemand vir hom gegee het wat gemaak het dat hy levels. So hy is ek sê nie dit is so nie, maar hy is possibly gesabotage deur iemand in sy team of van buite af of wat deur tainted supplements en nou val hierdie man jou van die tracks. En ek meen sy fight sy victory teen Haney is gerule no contest, nê? Hy het nie meer hy wen nie. Ja, so hartseer. Hoop maar hy kom wat se gaan. Ja. So Okay. hartseer wees as hy nie. Ek hoop ook so. So ja, op daai Sorry. sombere Sorry. noot, of die iets beter om te Ja, ek het hom iets goeds. Ons moet hom afsluit op 'n hoog. ja. Wat vir my kwaai was is ek love sulke goed. Anthony Joshua, AJ het 'n boodskap gestuur of 'n tweet gemaak vir Pereira en gesê you should come to boxing, you'll be good. Soos met daai klas power en daai mentality en alles en toe sê Pereira vir hom, thank you for that. I say it's always been a dream of mine to accomplish something in boxing as well. Want hy spar mos baie met boxers en sommige heavyweight boxers so goed. It's always been a dream of mine. Maar toe sê hy, I am 37 now, so I can't do the whole career thing. To vra, who do you think will be a good matchup for me in boxing? So, dis vir my so cool om hierdie groot superatlete te sien. Ek meen, Pereira is die face of the UFC en AJ is die face of boxing, of hulle is twee van die faces, stel dit so.
en laat hulle mekaar respek gee en sê kom jy na my, nie om my te fight nie, maar kom na my sport toe, ek dink jy sal goed doen en sulke tipe vibe. So ja, dit was, ek sal nou net wil hoor wie jy sê teen wie jy moet fight. Me. Ja, goed, ons het gesien wat met Ngannou gebeur het, so pump the brakes. Pump the brakes. Dis ons theme vir die aand, soos ou bosh. So ja, ons gaan nou pump the brakes en stop. Ja, okay, maar dit is die nuus vir die aand, ek hoop jy dit geniet, ek het dit geniet om daaroor te praat en lekker aand, lekker week. lekker slaap. Volgende.